Maar julle, gaan dit goed? Ek het sommer gedink om hierdie te deel met almal. Die vers vandag op die Bybel applikasie was vir my baie mooi, maar nie gewees. Iets groters opgebreek as wat ons tot nou toe dalk besef het wat alles met ons gebeur teen die tyd wat ons ons lewens aflê. Toe Yeshua vir die disippels gesê het in Matteus 16:24, as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloon en sy kruis opneem en my volg. En toe ons begin bid, toe besef ons, hy gee vir jou krag om jou lewe af te lê. En dan gee vir jou 1000 redes hoekom jy jou lewe vrywillig wil aflê. En dan gee jy die vermoë om het reg te kry, om het af te doen. So hy doen werklik alles. As jy glo dat hy klaar betaal het, sodat jy kan lewe. En dat het 2000 jaar terug volledig betaal is, dis vereffend, dis 'n transaksie wat deur is in die hemelse hof. Soos jy vandag kan glo dat hy klaar betaal het, dat jy kan verander en jy gebruik dit wat hy vir ons nagelaat het. Jy eet sy liggaam wat vir jou gebreek is en jy dink aan hom terwyl jy dit eet en jy drink sy bloed in die vorm van druiwesap as 'n simbool in herinnering dat hy deur sy bloed daar vir jou vergifnis is en nog iets, dat dit die bloed van die nuwe verbond is wat hy vir ons beloof het in Jesegiel 36 en sê, ek gaan 'n nuwe hart in jou binneste sit en ek gaan die hart van klip uithaal en vir jou sagte hart gee. Ek sal skoon water op jou giet en as jou hart verander. En Jesegiel 37, ek sal maak dat jy in my wet wandel en ek sal jou daar bring. So bely saam met my vandag dat dit sy vermoë is om daar te kom. Ons roem saam met sy disipel wat gesê het, ek roem vandag in my swakheid. Dis nie meer vir my skande dat my beste nie kan bykom nie, dis vandag my roem. Want nou in my swakheid, waar ek nie kan bykom nie, kan sy gees en sy krag volkom en my verander, soos wat hy beloof het. Dat die profesie wat jare terug reeds geprofeteer is in die woord kan gebeur, waar hy sê, daar sal 'n tyd kom wat julle my nie mekaar meer sal leer nie, maar julle sal my almal ken. En julle sal almal deur my geleer wees. En dis daai tyd wanneer almal se harte klaar verander is deur die geloof dat hy klaar betaal het dat jy kan verander. Dis soos 'n wonderwerk wat in jou binnekant gebeur. En dis hoekom hy gesê het, julle sal dieselfde goed as ek doen en groter dinge as ek. En dis hoekom hy geprofeteer deur sy profete om te sê, is dit dan moontlik dat 'n volk op een dag gebore kan word, maar dis hierdie wonderwerk wat gebeur wanneer sy gees oor ons kom en ons oortuig raak dat hy betaal het en ons weet dat hy betaal het en ons ontvang die volle erfdeel van die verandering in die binnekant van ons en dan begin ons nog meer glo. Want nou is dit nie mense om jou wat verander en omstandighede om jou nie, maar binne in jou let jy op dat jou eie natuur besig is om te verander. En jy begin nou glo in hierdie krag, so jy gebruik dit weer. En nou bid jy vir ander om dieselfde te doen en nou raak dit baie groot. Laat ons harte laag buig oor hierdie krag wat hy betaal het, wat tot by ons gekom het, hierdie genade wat tot by ons gekom het, waar hy sê, as julle sien dat die vinger van God die duivels uitdryf, moet julle weet dat die koninkryk van die hemele naby gekom het. En dit is nou, dis hierdie uur. So, ons bid net saam. Hemelse Vader, ons wil net vir u baie dankie sê, dat u aan ons gedink het, en ons nog nie aan u gedink het nie. En dat u eie seun gegenereer het, vir ons aarde toegestuur het, met 'n liggaam, om baie swaar te ly, sodat ons 'n voorbeeld sou hê van wat hy eendag van ons sal vra in die kleine. Want hy het nie net gely nie, hy het gesterf en opgestaan en sit in die regterhand van ons Vader, waar hy rus, waar u die vyande sy voetbank maak. En u sê as ons in hom glo, dan kan ons dieselfde roete loop. Ons kan ook
nie bo ons spieelbakplek nie, maar ons lewens aflê, vrywillig. Omdat ons uitgevind het dat iemand anders as onsself vir ons betaal het en ons lief het. En ons wil vandag met ons hele hart na U toe kom. En ons wil aanvaar dat U ons aanneem, maak nie saak waar ons verstoot was, weggegooi was nie. Of nie goed genoeg stemme in ons ore gehoor het nie. Dankie dat ons vind dat dit net saak maak dat U ons aanneem en dat U ons waardig geag het van hierdie duur liefde. Ons ontvang dit in die naam van die Koning wat opgestaan het en sit in die regterhand van ons Vader. En ons vertrou dat U ons ook op daai plek van rus gaan bring, nou dat ons glo dat iemand anders as onsself betaal en in ons werk, sodat ons in die ewige lewe kan ingaan. Ons dankie dat U betaal het, dat ons die Heilige Gees kan ontvang. Ons wil hierdie belydenis van ons geloof in die openbaar bely en ons laat doop, waar ons getuig dat ons leef nie meer nie, maar U leef in ons. En soos ons onder die water ingaan en sterf, verklaar dat ons nie meer ons eie lewe wil lewe nie, ons wil nie meer deur ons eie krag veg nie. En opstaan uit die water uit in die ewige lewe inloop, deur die geloof, waar U vir ons gawes gee, sodat ons dieselfde werk wat U hier gedoen het, ook kan doen. En groter dinge, soos wat U gespreek het oor ons. Dat ons kan skoonmaak op die aarde en die konings en die priesters kan wees wat U beloof het. Ook die profesie wat U spesifiek oor ons gespreek het in Suid-Afrika, dat ons nog sal voorvat vir baie meer as vir onsself. Dank ons U dat U betaal het dat daardie geloof genoeg sal wees, dat wondertekens deur ons hande kan gebeur, en dat ons gebore kan word, en dat ons soos een bruid vir U sal wees, wat ons klere was in die bloed van die lam, en U aanbid dag en nag, net soos wat die aand en die oggendoffers was, dat daar 'n voortdurende offer in ons harte sal wees deur die offer wat die Messias betaal het. En dankie dat hierdie dinge sal gebeur op die regte tyd, dat dit gou sal gebeur. Ons ontvang die volle erfdeel van dit wat ons hier op aarde moes kry voordat ons oorgaan na U toe. Dat ons alles werk vir U sal volbring, U wat dit in ons begin het, soos wat U in die woord spreek. Dat dit U sal verheerlik op al die plekke van U heerlikheid en dat U hoog sal wees in harte en almal van ons harte word verheerlik by allerhoogste van hemel en aarde. Daar is niemand soos U nie. Dankie dat U aan ons dink en dat U ons lief het. Ons aanvaar dit dat U ons as kinders aanneem vandag. En dit is vir ons genoeg. Meer as genoeg. Dankie dat ons in U huis kan kom bly en dat U ons Vader en Messias in ons harte kan kom woon wanneer ons doen wat U vra. Maar hierdie keer nie op ons eie vermoë nie. En nie net met tye nie, maar omdat ons glo dat U in ons so ver sal bring, dat ons dit sal doen wat U vra. En dat daar 'n verhouding tussen ons en U sal wees wat U kan verheerlik. Daar is geen groter blydskap as hierdie dag waar ons deur U gevind is en U vind. Ons buig laag voor U en ons harte jubel. Halleluja. Amen.